Goeiedag julle, baie welkom by Leer die Bybel in Konteks. Ek wil graag met die video hierdie nuwe aanlyn bediening aan jou bekendstel en vir jou vertel waaroor dit gaan. Hierdie bediening is gebore uit die Great Commission uit, Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ek dink ons almal het hierdie vers al 100 male gehoor en gelees, maar ek dink die meeste van ons mis 'n baie groot gedeelte van wat Jesus hier vir ons gesê het. Meeste van ons haak vas by gaan maak disippels. Ons gaan uit, ons vertel mense van Jesus, ons maak disippels en dan los ons hulle. Kyk wat sê die tweede gedeelte van die vers. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dit is hier waar ons val. Ons leer nie die disippels wat ons gemaak het, wat Jesus gesê het, ons moet hulle leer nie. En dit is die Bybel. En as julle soos ek 'n disipel gemaak is, maar nooit die waarheid van die Bybel geleer is nie, dan sal jy nou presies verstaan waaroor hierdie bediening gaan. Ek wil op hierdie platform saam met jou leer wat Jesus vir ons gesê het om te leer en te onderhou, op 'n verstaanbare manier en in Afrikaans. Dit is baie belangrik vir my en jou om die Bybel te lees, maar dit is baie meer belangrik om die Bybel te verstaan. Ons lewe in 'n generasie waar daar geweldig baie stemme om ons is. Ons loop met die wêreldse inligting in ons hande, maar ons weet nie altyd wat is die waarheid en wat is die leuen nie, veral as dit by ons godsdienst kom. En ek weet, ek is nou net nog 'n stem wat by al hierdie stemme bygevoeg word, maar dit is presies hoekom ek hierdie bediening wil begin, want ek wil jou uit die Bybel uit leer hoe om te onderskei tussen die waarheid en die leuen. Die Bybel is 'n wonderlike boek wat God aan ons gegee het. Alles wat ek en jy nodig het om 'n goddelike lewe te lei, is in die Bybel. Ons moet net bietjie werk om by die waarheid uit te kom. In Johannes 4 vers 23 en 24 sê Jesus dat ons God in gees en in waarheid moet aanbid. Die waarheid is vir God belangrik. En as dit vir God belangrik is, dan moet dit vir my en jou ook belangrik wees. Ek weet nie alles wat in die Bybel is nie, maar ek het 'n begeerte om die waarheid van God te ken en om God in die waarheid te aanbid. So ek gaan saam met jou leer. Die doel van hierdie bediening gaan presies wees wat die naam sê. Leer die Bybel in konteks. In die begin van my geloofslewe het ek nie konteks verstaan nie, en dit het gemaak dat ek Bybelverse verkeerd gebruik het en verkeerd geïnterpreteer het. En 'n vriend van my het gereeld vir my gesê, konteks, konteks, konteks. En ek het werklik nie verstaan wat hy vir my gesê het en hoekom hy dit vir my gesê het en wat het hy bedoel daarby nie. En die dag toe die pennie drop, toe begin ek die Bybel verstaan. En dit het 'n geweldige invloed op my persoonlike verhouding met God gehad. Want nou het ek begin verstaan wat die Bybel vir my wil sê. Ek het ook geleer dat daar baie spesifieke maniere is wat ons die Bybel moet interpreteer. En die rede daarvoor is dat die Bybel nie vir ons tyd geskryf is nie. Dit is vir mense geskryf 2000 jaar terug. Dit is ook in ander tale geskryf. Party Bybelboeke is geskiedenisboeke, ander is profetiese boeke. Daar is wetboeke en evangelies, sendelingsbriewe en pastorale briewe. En elke tipe boek het sy eie interpretasiemetodes wat toegepas moet word. Daar is byvoorbeeld dinge soos informative en descriptive reëls. Dit beteken dat nie alles in die Bybel is instruksies nie. Daar is gedeeltes in die Bybel wat informasie is en wat nie direk op my en jou as Nuwe Testamentiese gelowiges van toepassing is nie. En ek en jy moet die verskil ken. Ek dink julle begin die prentjie kry van dat konteks belangrik is. En dit is wat ek wil doen met hierdie kanaal. Ek wil saam met jou die Bybel leer in konteks. My en jou kerkverband is nie hier belangrik nie. Hierdie bediening gaan nie oor enige kerkverband nie. Hier gaan dit oor die Bybel binne konteks. Ek wil egter sê dat kerk geweldig belangrik is. Jesus het gesterf sodat ek en jy deel kan wees van sy liggaam. As jy nie as 'n gelowige deel is van 'n Bybelse kerk nie, dan bevraagteken ek jou belydenis. Jy moet deel wees van 'n Bybelse kerk. As jy lief is vir Christus, dan gaan daar 'n liefde vir die kerk wees. Die kerk is waar jy geherder gaan word, waar jy gevoed gaan word en baie belangrik, waar jy moet dien. Jy gaan nooit tot geestelike volwassenheid groei sonder 'n Bybelse kerk nie. Hierdie bediening is dus nie om jou kerk te vervang nie, en dit is belangrik vir jou om dit te weet. Ons gaan verskeie onderwerpe behandel, soos die eienskappe van God, waar kom die Bybel vandaan, kan ek die Bybel vertrou, hoe werk die Heilige Gees vandag, hoe toets jy enige godsdienstige lering. Onthou wat ons gaan doen. Ons gaan die Bybel leer in konteks. Ek gaan nie my opinie oor die Bybelse onderwerpe vir jou gee nie. Ons gaan kyk na wat die Bybel sê van die Bybel.
En dan vertrou ons die Heilige Gees om aan elkeen van ons die oortuiging van die waarheid te gee. Daar gaan onderwerpe wees waar ons heel moontlik kan verskil. En dis fyn om te verskil, dit is soms goed om te verskil. Maar wat ons altyd moet onthou is, dat die Bybel het die laaste sê. Die Bybel is ons hoogste autoriteit. Ek en jy is nie die hoogste autoriteit nie. Die Bybel is die woord van die lewende God en die Bybel gee vir ons die waarheid. Ek gaan ook nie professionele video's maak wat deur 'n studio geëdit word nie. Ek wil dit gemaklik hou en ek wil dit natuurlik hou. As ek vashak op woorde, dan gaan ek dit nie uitedit nie, ek gaan net aangaan met die video. Want dit gaan hier oor die Bybel en om die Bybel te leer in konteks. Voor ek afsluit, wil ek daarom net myself aan julle bekendstel. My naam is Frans Onoudee en ek woon op die Weskus in 'n baie klein gemeenskap genaamd Koekenaap. Ek is die leraar van die Vredendal Baptiste Kerk op Vredendal. En my gebed is dat ons hier saam die Bybel gaan leer ken en so vir God beter leer ken, sodat ons hom met ons lewens kan verheerlik. Dit is God se begeerte dat ek en jy hom moet ken. As jy 'n begeerte het om God beter te leer ken, subscribe op hierdie kanaal sodat jy sal weet wanneer daar nuwe video's gelaai word. Want ek gaan nie elke dag of elke week 'n video laai nie. Ek is nog onseker hoe gereeld ek dit gaan doen, want ek weet nog nie presies wat dit behels nie. Maar as jy subscribe, dan sal jy kennis kry daarvan. Gaan vertel vir jou vriende en vir jou familie wat ook 'n begeerte het om die waarheid te leer. Share hierdie inligting dat ons saam die Bybel in konteks kan leer. Ek wil hierdie boodskap afsluit met 'n seëngroet uit 2 Petrus 1 uit vers 2. En hoor hoe groet hy sy lesers. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Kennis van God is genade en vrede. Seën vir julle.